Ons sluit ons reeks oor die onwaarskynlikes af met Priscilla. Nou, Priscilla en Aquila is dalk 'n name wat jy al gehoor het. En dis Jode wat hierdie gedeelte in Handelinge 18 sê, hierna het Paulus Athene verlaat, na Korinthe toe gegaan. Daar het hy vir Aquila, 'n Jood wat in Pontus gebore is, ontmoet. Hy het kort tevore saam met sy vrou Priscilla uit Italië daar gekom nadat keiser Claudius beveel het dat alle Jode Rome moes verlaat. Nou, wat hier gebeur is, keiser Claudius is die Romeinse keiser wat die Jode begin vervolg. En hulle moet dan uit Jerusalem uitgaan, hulle moet dan ook uit Rome uitgaan. Dis die twee plekke wat hulle hoofsaaklik vervolg is. En hulle kom dan hier aan en in Korinthe wat 'n Griekse stad is, hoofsaaklik oorspronklike Griekse stad is en van Athene af. En hulle ontmoet dan mekaar hier en hoe Paulus hulle ontmoet is deur sy tentmaker besigheid. Onthou Paulus het tente gemaak in sy spaartyd. En op daai manier het hy dan op die markplein gekom tussen die mense en op daai manier het hy homself onderhou en dan het hy bediening gedoen. Hier sê Paulus het hulle gaan opsoek omdat hulle net soos hy tentmakers van beroep was, het hy by hulle ingetrek en saam met hulle gewerk. En wat Paulus dan doen is, hy gaan dan in die sinagoge toe elke Sondag, wat tegnies die Joodse aanbiddingsplek is, die Joodse kerk is as jy wil, gaan dan elke Sondag soontoe, probeer aan die Jode dan die evangelie bring, en as hy sien hy kom nie reg nie, dan gaan hy na verskillende ouens toe in Korinthe, waaronder Priscilla en Aquila. En hulle stel dan hulle huis beskikbaar, waar Paulus kan bly tydens sy sendingreise en tydens sy verblyf in Korinthe. Maar meer as dit, ons lees ook in vers 18, nadat Paulus nog 'n tyd lank daar by gelowiges in Korinthe gebly het, het hy van hulle afskeid geneem en saam met Priscilla en Aquila na Sirië toe vertrek. Voordat hy in Kenkrea aan boord gegaan het, het hy sy hare laat afsny omdat dit 'n gelofte was wat hy vervul het. Hier sien ons dat hulle bereid is om selfs hulle lewe in gevaar te stel om saam met hom op sendingreis te gaan. Weereens, hoe waarskynlik is dit? Dis heeltemal onwaarskynlik. Hulle het deur die vervolging van keiser Claudius is hulle uit Rome uit en is hulle nou hier in Korinthe waar hulle vir Paulus ontmoet wat weereens onwaarskynlik, maar wat ook weer is hoe die Here dit bewerk, saam met hulle tente maak. Hulle gee hulle huis vir Paulus, hulle stel hulle huis beskikbaar, hulle gaan saam met hom op 'n sendingreis. Meer as dit, onderrig hulle dan ook vir Apollos, vers 24, het daar 'n Jood met die naam Apollos wat in Alexandrië gebore is en Efese aangekom. Hy was 'n begaafde spreker met deeglike kennis van die skrif. Hulle onderrig hom in hulle huis. Hulle neem hom huis toe om hom te leer van wat God duidelik maak in die skrif. Sien julle hoe baie dinge? Apollos word later die predikant wat Paulus stuur Titus toe, om daar te gaan ouderlinge aanstel om daar die predikant te wees. Onwaarskynlik. En tog alles in die hand van die Here. Deur gewone mense, gewone aksies, gewone dinge, nie uitsondering van die reël nie, gewone dinge, gewone lewensaksies beskik die Here dat hierdie besondere mense, en in besonder dan Priscilla as die vrou van Aquila, deel van Paulus se sendingwerk word, deel van sy verkondiging word en ook getrou word in die evangelie. Mag julle ook sien dat die Here deur jou as vrou en ook jou as man, maar in besonder vrou waarop ons fokus, op 'n besondere manier, deur gewone dinge werk. Dalk gaan dit oor wie jy ontmoet in jou kinders se speelgroepie. Dalk is dit daai persoon wat jy kerk toe nooi. Dalk is dit daai persoon aan wie jy gasvryheid bewys. Dalk is dit daai persoon wat jy help met 'n werk, of wat jy bystaan, of wat jy mee saam travel. Dalk is dit die ou wat jy mee saam vakansie hou. Selfs in die onwaarskynlikste momente kan die Here sy plan deur jou hand bewerk. Nooi julle vriende, nooi julle familie hierdie Sondag en kom word deel van hierdie ontdekkingsreis deur die woord om te kyk na hierdie besondere vroue, al is hulle die onwaarskynlikes.